vanoggend begin met 'n baie eenvoudige vraag. Dis 'n eenvoudige vraag, maar dis 'n belangrike vraag. Hier is die vraag. Wanneer laas het jy vir buiten jou werk, buiten selfoon, buiten 'n rekenaarskerm of 'n televisieskerm, wanneer laas het jy aan iets onverdeelde aandag gegee? Wanneer laas het jy vir iets of iemand soveel aandag gegee dat dit vir jou gevoel het in daai oomblikke, ek kyk nie nou net met my fisiese oë nie, maar as iets wat in my hart, in my binneste gebeur. Dalk 'n geestelike ervaring wat jy gehad het. Ek dink daar's 'n paar opsies. Dalk is jy 'n oupa of 'n ouma of 'n ouer, en jy dalk die afgelope paar weke jou kind dopgehou terwyl jou kind of jou kleinkind speel, of rustig slaap, en jy het gesit of gestaan en gekyk, en dat iets in jou binneste gebeur, daar was hierdie verwondering, hierdie dankbaarheid vir hierdie lewe. Ek sien hier's 'n paar laerskoolkinders hier, en dalk het jy, ek weet nie waar jy dit al beleef nie, dalk die afgelope week, dalk toe jy vanoggend 'n Kersgeskenk gekry het, of gisteraand jou Kersgeskenk gekry het, dit bewonder. Dalk die pudding wat jou ouma of oupa gemaak het, of jou mamma gemaak het vir vandag, en jy daai pudding so gekyk, en jy kan nie wag dat hierdie diens eindig nie vir daai pudding. Maar dalk was dit vir jou gewees waar jy ergens oorkant 'n geliefde gesit het. Jou man of jou vrou. Of dalk vriende. Dalk 'n nuwe liefde. En terwyl jy vir hom of haar kyk en julle dalk 'n gesprek het vir jou gevoel, daar's 'n oomblik. 'n Mens ervaar dit in daai oomblikke. Dalk was dit vir jou 'n sonsondergang. Jy was dalk weg gewees of dalk hier, en dalk het jy net onder die sterre gaan staan en bewus geraak van God se grootheid. Jy het met jou fisiese oë gekyk, maar dit was meer as net kyk. Dit was hierdie woord waarmee ons gereis het die afgelope paar weke in ons adventtyd, aanskou. Dit is meer as net om te kyk. Ek het so 'n oomblik gehad, so 'n week terug. Ek het 'n paartjie getrou, en ek ken die bruidegom, Stefan, ek ken hom al vandat hy 13 jaar oud is. Ek dink, hy is die rede hoekom ek so baie grys hare het. En hy's nou 34. En ek onthou net voor die seremonie begin, staan hy met sy rug na die deur toe, en die deur gaan oop, en sy pragtige bruid, Bernice, begin binne te stap, maar hy staan nog met sy rug na haar toe. Maar dis in daai oomblikke dat hy so huil. Ek het nog nooit so groot, sterk ou so sien huil nie. Ek vergeet om na die bruid te kyk, ek kyk na Stefan, want ek weet die afgelope 20 jaar in sy lewe was nie altyd maklik nie. Ek weet wat hy deurgemaak het in verhoudings. En dis in daai oomblikke waar ek met my fisiese oë kyk, maar dis meer as kyk, dis aanskou, daar gebeur iets in my binneste. Ons as mens, ek wonder of jy sal saamstem, is nie baie goed met aanskou nie. Ons kultuur word beskryf as 'n deurlopende toestand van gedeeltelike aandag. Dink gou oor daai stelle. 'n Deurlopende toestand van gedeeltelike aandag. Ons lewe in 'n kultuur waar ons swipe, waar ons scroll, waar ons gejaagd is, waar ons daar is, maar ons is nie werklik daar nie. Het jy dit al beleef? Daar was al oomblikke gewees waar ek nie goed aanskou het nie, as man. Waar my vrou my teenwoordigheid nodig gehad het in plaas van my raad. Daar was al oomblikke as pa waar ek nie goed aanskou het nie. Waar my kinders van my iets verduidelik het en ek was eintlik in my kop besig met ander dinge. En ek het die oomblik gemis. Daar was oomblikke as 'n pastoor waar ek gesukkel het om te aanskou, waar 'n gemeentelid met my iets gedeel het,
Maar my kop was so besig geweest, ek was daar, maar ek was nie werklik daar nie. Ek weet ek is nie alleen nie, moenie so vir my kyk nie. Ek weet jy het dit ook al ervaar. Ek weet jy het dit al ervaar. Maar dis in hierdie omstandighede waar God vir ons roep, en hy roep ons in hierdie Kerstyd om nie net te kyk nie, maar om te aanskou. En ons het vir mekaar gesê, as jy vanoggend dalk vir die eerste keer Desember hier is, het ons vir Desember maand vir mekaar gesê, hierdie woord aanskou is een van die woorde wat soveel keer herhaal word in die Bybel. Meer as 1300 keer kom dit voor in die Bybel, van Genesis tot by Openbaring. Daar's een teoloog wat meen dat hierdie is die belangrikste woord in die Bybel. In Afrikaans word hy nie vertaal met aanskou nie, maar met kyk of met sien. Kom ek herinner jou aan 'n paar voorbeelde in die Bybel waar hierdie woord gebruik word. Jy kan op die skerm ook volg. Kyk. Hy kom in die wolke en al die nasies sal hom sien. Kyk, daar kom 'n tyd. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Kyk, die leeu uit die stam van Juda. Kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen. Kyk, ek stuur my boodskapper. Kyk, ek is met julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld. Kyk, ek maak alle dinge nuut. En in die geboorteverhaal van Jesus, is dit asof hierdie woord keer op keer voorkom. Maria word geroep om te kyk, te aanskou. Die Engelse vertaling is behold. Josef word geroep om te kyk. Die skaapwagters kry die opdrag om te kyk. Simeon, die man wat in sy gevorderde jare is, staan met die baba Jesus, 40 dae oud baba Jesus, in sy arms, in die tempel, en hy roep hierdie woorde uit oor Jesus. Kyk, aanskou, sien. Op hierdie Kersdag wil ek graag vir jou vat na een skrifgedeelte, aan die begin van die evangelie van Johannes. Johannes begin sy evangelie baie uniek. Anders as die ander evangelies. Maar Matteus begin met 'n geslagsregister. Lukas vertel vir ons van al die persone betrokke by die geboorte van Jesus. Maria, Josef, die skaapwagters, Herodes, die wyse manne. Markus is die evangelie wat geskryf is vir ons wat hier in Suid-Afrika bly. Dis 'n evangelie met 'n vinnige pas. Hy begin dadelik met die bediening van Jesus. Hy praat nie oor die geboorteverhaal van Jesus. En nou kom Johannes, en hy vertel ons nie van die geboorte van Jesus nie, maar hy gaan ver terug, tot in ewigheid. In die begin. En hy kom vertel ons van wie Jesus is, die goddelikheid van Jesus. Kom ons lees een skrifgedeelte vanoggend saam, Johannes 1 vers 29. En hier praat hy van Johannes die Doper. Hy sê die volgende dag, sien Johannes, dis Johannes die Doper, dat Jesus na hom toe aangestap kom. En hy sê toe, kyk, daar is die woord, aanskou, sien, kyk. Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Johannes sê, kyk, aanskou. Nou die vraag wat ek wil hê ons moet vanoggend antwoord is, maar hoe kan ons mense wees in 2025 wat 'n nuwe jaar ingaan, wat Jesus hier op Kersdag en in hierdie nuwe jaar kan aanskou soos Johannes die Doper? Nou ek weet, as ons hierdie gedeelte lees, dan dink ons maar, vir hom was dit maklik geweest. Weet, vir Maria, vir Josef was dit dalk makliker as ons. Jesus was daar in lewende lywe. Vir my en jou is dit dalk 'n groter uitdaging, en hoe gaan dit vir ons werk? 3 werkwoorde vandag op Kersoggend. Herken, wys en ontvang. Eerstens, herken. Hierdie skrifgedeelte, hy begin so kragtig. Hy sê Johannes sien dat Jesus na hom toe aangestap kom. Ons moenie vinnig oor hierdie gedeelte lees nie. Jesus kom altyd na ons toe.
Dis die verskil tussen goeie nuus en godsdiens. Godsdiens sal vir jou sê, probeer deur jou beste pogings om by God uit te kom. Maar goeie nuus sê, dis God wat na ons toe kom. Die begin van die Johannes Evangelie is daai bekende gedeelte waar hy sê, en die woord het vlees geword, en hy het onder ons kom woon. Ja, soos ek gebid het vanoggend, ons kyk vanoggend terug en ons vier die feit dat Jesus gekom het. Ons sit ook hier met verwagting dat Jesus weer gaan kom. En ons sit vandag hier en weet dat Kersfees is Jesus. Ons het dit nou net gesing. Hy is die grootste geskenk, die een wat vandag na jou en my toe kom. Nou, toe Jesus gebore is, was dit vir hulle uitdagend geweest, alhoewel hy in lewende lywe was, om hom te herken. En dis hoekom ek die eerste werkwoord wil gebruik, herken. Om verskeie redes. En dis soms vir jou en my ook moeilik om Jesus te herken. As jy dink aan Jesus se geboorte, alles rondom Jesus se geboorte was onverwags, onvoorspelbaar. Dit was so verrassend geweest. Waar is Jesus gebore? Bethlehem. Ek wil nou vir ons kinders kan onthou, wat beteken die woord Bethlehem? Bethlehem beteken die huis van brood. Hoe wonderlik is dit dat Jesus later sê, hy is die brood van die lewe, en hy word gebore in die huis van brood. Maar Bethlehem is hierdie plek van kontraste. Dis 'n plek van geboorte, maar ook 'n plek van sterfte. Dawid is gebore hier. Jesus is gebore hier. As jy dink aan Bybelfigure, Rachel het weer gesterf daar. Wat kinders ook gesterf in Bethlehem. Dis 'n stad van kontraste. Dis 'n plek van belofte en ook van tragedie. Dis 'n plek waar die skaapwagters gelei word om die koning te kom ontmoet. Maar dis ook die plek waar Herodes se moordeenheid gestuur word om kinders se lewens te neem. As jy vandag na Bethlehem gaan, kom jy agter, dis nog steeds 'n plek van kontraste. Ek was so 2 keer in Bethlehem, dis 'n wonderlike ervaring, een van my lekkerste ervarings in Jerusalem. Maar as jy inry, jy moet jou paspoort gebruik, dis 'n Palestynse gebied, baie naby aan Jerusalem, net 8 km van Jerusalem. Maar jy kom in en jy kom agter, hier is 'n stad van kontraste. 'n Stad waar daar soms geweld is, en 'n stad waar daar soveel geestelike ervaring ook is. Maak dit moeilik om Jesus te herken. Maar dis die kontraste, maar dis ook hoe Jesus gebore is. En ek dink hier lê 'n diep paradoks in sy geboorte. Wat is 'n paradoks? Dis daai teenstelling, né? Dat Jesus kom, God self, kom en hy's gebore as 'n baba. God kon sy seun gestuur het as 'n 33-jarige, as 'n volwasse man om mense te bedien, maar hy kies om sy seun te stuur dat hy gebore word as 'n klein baba. Kan jy dink, die beskermer van die swakkes word self die een wat kwesbaar en weerloos is. Die een wat almal versorg, moet nou versorg word. Die een wat alles in stand hou, wat die wêreld in sy hand hou, moet nou skielik in mense se hande en arms veilig gehou word. Kom jy agter hoe moeilik dit is om Jesus te herken? In ons tyd is dit soms moeilik. Want soms kom Jesus so onverwags en ook in die alledaagse. Oktober maand het ek vir so 3 dae gegaan na 'n geestelike groei naweek. En dis in daai oomblikke waar die persoon wat vir ons aanbied, waar ons vir hom die vraag vra, maar hoe herken ons Jesus as Jesus opdaag? Hoe ervaar ons sy teenwoordigheid in die elke dag as mense wat dit soms mis, wat besig is, wat gejaagd is, wat soveel dinge het om in die lig te hou, jou gesin, jou familie, jou werk, die uitdagings van die lewe.
Sy antwoord was baie prakties en was vir my baie hulpvol. Hy sê ons moet uitkyk vir genade. Dat elke keer wanneer genade ons lewens raak, is dit God wat opdaag. Kom ons maak dit prakties. Vanoggend word ek wakker, geslaap met 'n oop venster, en ek hoor vroeg voeltjies fluit. Dis 'n nuwe dag. Dis 'n dag wat ek nie moes maak nie. Dis genade. Ek is bewus van God se teenwoordigheid. Aanskou. Ek stap kombuis toe en ek maak 'n goeie koppie koffie. Dis genade. Dis u genade wat na my toe kom, Here. Ek gaan groet my vrou. Goeiemôre. Haar woorde is nie baie nie. Is in daai oomblikke vat sy net my hand. Al wat sy doen, sy sê môre, maar sy wil nie wakker word nie en sy druk net my hand. 'n Warm hand wat my hand druk. Dis eenvoudig, julle, maar dis God se genade wat na my toe kom. Aanskou. Ek kyk later die oggend op my foon en daar's 'n boodskap van 'n familielid wat sê geseënde Kersfees, geniet julle dag. Dis genade wat na my kant toe kom. Ek stap in. Een van ons bedieningsspanlede, Dimitri wat op klank is vanoggend, hy is die eerste ou wat uitstap. Goeiemôre, hoe gaan dit? Geseënde Kersfees. En hierdie gebou begin gevul te word deur gemeentelede. Dis genade wat na my kant toe kom. En dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, maar dis te eenvoudig. Presies, dis eenvoudig. So heel eerstens, hoe aanskou ons Jesus? Ons herken hom. En dalk sit jy ook hier en jy sê, maar wat van die uitdagings van die lewe? Ons ontken nie dit nie, ek gaan net nou iets oor dit sê. Maar dalk is hierdie vir jou 'n baie moeilike Kersfees. Jy het hierdie jaar gaan deur 'n egskeiding, het iemand in die dood verloor. Daar's seker uitdagings wat jy tans beleef. En die vraag kan wees, hoe sien ek Jesus in hierdie uitdagings? En hier is my gebed. Dat jy net sal sê, Here, maak my oë oop. Maak my oë oop om U self te sien in hierdie uitdagings wat ek beleef. Eerste werkwoord is herken. Die tweede werkwoord is die woord wys. Het jy gesien wat Johannes sê? Hy sê, Jesus kom na hom toe. Jesus kom elke dag na ons toe. En dan sê hy, maar daar is die seun van God. Hy wys. Ek wil jou vra, as jy daar sit, kyk gou na jou wysvinger. Dalk moet jy jou wysvinger vir iemand wys. Nie te naby aan iemand se gesig nie, maar net wys. Ek sien jy wou nou vir jou man dit wys, né? As jy dink aan ons wysvingers, ons gebruik ons wysvingers. Hierdie is 'n kragtige vinger. Ons gebruik dit vir so baie dinge. Ons gebruik dit soms om ons kinders te berisp en te skel. Dis hoekom, ek weet nie of julle kinders weet nie, maar hierdie vinger word genoem die mamma vinger. Die mamma vinger, né? Ons gebruik dit soms om te blameer. Dis jou skuld, jy het nie die yskas toegemaak nie. Of ons blameer dalk daai politieke party, of daai groep, of dit was sy, of hy, ons gebruik hierdie vinger om te blameer. Ons gebruik hierdie vinger om rigting te wys. 2 keer gister toe ek al by Spar uitry, sien ek hoe iemand die vinger gebruik. Die een ou kom uit en ek sien hy verduidelik dalk vir sy familie waar die kar is. Hy sê, daar's die kar, en hy wys na die kar. Of jy wys dalk op 'n bladsy, maar lees daar. Ons wys. Ons gebruik hierdie vinger vir so baie dinge, vir rigting, vir verwondering, as jy dalk in die wildtuin ry en jy wys na die olifant of die leeu. Ons gebruik dit om te waarsku. Ons gebruik dit om begeertes bekend te maak. Dalk het jy in die winkel geloop en jy het gewys wat 'n Kersgeskenk jy wil hê. Johannes gebruik hierdie vinger vir een rede in hierdie gedeelte, om te wys. En hy wys in een rigting. Hy wys in die rigting van Jesus. Nou hier is die punt wat ek wil maak, dat wanneer ons wys, wanneer ons deur ons lewens, deur ons woorde, ons dade, ons gesindheid, my opdaag in die lewe, wys in die rigting van Jesus, word dit vir my makliker om Jesus te aanskou. Dink gou aan die dinge waarna hy nie wys nie. Hy kon daarna wys.
Hy wys nie na homself nie. Hoe maklik gebeur dit nie? Dat ons na onsself wys. My behoeftes, my prioriteite. Hy kon dit gedoen het. Op 'n keer praat Jesus oor Johannes die Doper en Jesus sê, daar was nog nooit 'n belangrike persoon wat gebore is soos Johannes die Doper nie. Hy kon gesê, kyk na my. Maar hy doen nie dit nie. Hoekom doen hy nie dit nie? Hier's 'n belangrike ding. Hy het geweet wie hy is en wie hy nie is nie. Dis so krities in ons lewe, dat ons sal weet wie ons is en wie ons nie is nie. Net voor hierdie skrifgedeelte, jy is welkom om dit te gaan lees, net voor die skrifgedeelte, kom daar allerlei godsdienstiges na Johannes die Doper toe. Hulle wil uitvind, wie is hy? Sê nou vir ons, wie is jy? En hy sê vir hulle, kom ek sê vir julle, wie is ek nie? En dan sê vir hulle, ek is nie, Johannes 1 vers 20, ek is nie die Messias nie. Met groot sekerheid, oortuiging, openlik en baie beslis sê hy, ek is nie die Messias nie. Hy weet wie hy is en wie hy nie is nie. Hierdie klink so eenvoudige stelling, maar weet jy wat 'n verskil kan hierdie maak in ons lewens? As ons net hierdie ding bely elke dag, ek is nie die Messias nie. Dit gaan jou vry maak. Kan jy dink die effek wat dit kan hê in jou verhoudings? As jy hierdie kan sê, ek is nie die Messias nie. Die effek dalk by jou werk, die druk wat jy op jouself sit, ek is nie die Messias nie. Ek dink ons moet vanoggend dit gou oefen, om dit hardop te sê. Kan ons gou dit hardop sê? 1, 2, 3, ek is nie die Messias nie. Ek is nie die Messias nie. Sê nou vir die persoon langs jou, jy is nie die Messias nie. Ek weet julle het nou lank gewag om dit nou vir mekaar te sê. Maar hy weet wie hy is en wie hy nie is nie. Ek is nie die Messias nie. Maar Johannes sê nou vir ons wie hy is. Is jy 'n profeet? Is jy Elia? Nee. Wie is jy? Ek is die rigtingwyser. Ek wys na Jesus. Dis wanneer ons wys na Jesus wat dit makliker word in ons lewens en vir almal om ons om Jesus te aanskou. Hy wys nie na homself nie en hy wys ook nie na die dinge rondom hom nie. Ons kan so maklik na 'n klomp goed rondom ons wys. Hy kon maklik gesê het, kyk Herodes, kyk Caesar, kyk onderdrukking, kyk armoede. Kyk die Messias. Ontken ons al hierdie uitdagings van die lewe? Nee, ons ontken dit nie. Ons ontken nie dinge soos rasisme en armoede en ongelykheid en misdaad in ons land. Dit is verskriklik. Maar heel eerstens wys ek na Jesus. Op Kersdag, kyk, die seun van God. En dis dan wanneer ek ervaar, hy kom skyn sy lig in elke uitdaging wat ons beleef. Kyk, die Messias wys. Die laaste 'n werkwoord. Eerstens erken, tweedens wys en dan derdens ontvang. Hy sê, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis wie Jesus is. Ja, Jesus is die baba aan die krib. Jesus is die redder aan die kruis. Jesus is ook die koning op die troon. En daarom ook in ons ontwerp, in hierdie paar weke het jy gesien die krib. Maar daar's 'n kroon ook in hierdie krib. Jy sien, die goeie nuus van Kersfees is nie die feit dat jy en ek goed aanskou nie. Goed sien, goed kyk nie. Want ons het net vir mekaar gesê, ons maak soms foute, ons faal soms. Maar die goeie nuus van Kersfees is dat God goed aanskou. En God se oë op ons is. En dat hy sy seun Jesus Christus na ons wêreld toe stuur, en Jesus kom en hy kom oorwin dood, hel en sonde. Hy kom maak dit vir jou en my moontlik om in 'n nuwe verhouding met God te kan leef. En mag jy vanoggend dit hoor? Hy sien jou raak. Jy's vir hom sigbaar. En dalk kyk jy na jou lewe oor 2025 en jy sê, maar daar't soveel goed in my lewe gebeur. Dit voel vir my soms, ek weet nie of hy raak sien nie. Ek wil eers nie eens hê dat hy moet na my kyk nie. As jy nie moet weet
waar my gedagtes al oral was in hierdie jaar, waar my lewe was hierdie jaar. Maar hy sien jou. Dit laat dink my aan iemand wat dalk in 'n galery sit of in 'n museum sit en 'n kunswerk bewonder. Was jy al in 'n galery of 'n museum waar daar 'n kunswerk was en dit vir jou gelyk soos abstrakte kuns en jy het gestap in hierdie galery, maar jy het nie van hierdie kuns ervaar nie. Hier is ook 'n foto van iemand wat in 'n kunsgalery sit. Jy het nie verstaan nie en jy het verbygestap. Maar jy sien iemand sit daar en hulle kyk na die stuk kunswerk en jy wonder by jouself, maar wat sien hulle raak? Hulle sien dalk iets raak wat ek nie raak sien nie. En mag jy dit vandag ervaar oor God? Dat vandag vier ons Kersfees die geboorte van Jesus. En hy sê ook vir jou, ek sien jou raak. Vir jou wat dalk hier sit en jy dink, maar in my lewe is daar sekere verwyte. Kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Vir jou wat dalk hier sit en jy sê, daar's dinge in my lewe wat my vashou. Daar's 'n verslawing wat ek teruggaan, keer op keer. Kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Vir jou wat in hierdie jaar pyn ervaar het, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van hierdie wêreld wegneem. God se oë is vandag op jou. Hy sien jou raak. So ruk terug. Het 'n baie bekende geestelike leier gesterf, Eugene Peterson. Hy het soveel boeke geskryf, hy is verantwoordelik ook vir die Message parafrase. En is op sy begrafnis in 'n klein kapelletjie, waar sy seun opstaan om te praat op sy pa se begrafnis. En sy seun begin met die volgende woorde. Hy sê vir die mense in hierdie kerk, hy sê, julle weet hoeveel boeke my pa geskryf het en hoeveel hy gepreek het in sy lewenstyd, maar ek het vandag vir julle 'n geheim wat ek moet vertel oor my pa. Hy sê my pa het eintlik net een preek gehad. En hy kon sien hoe mense ongemaklik begin rondskuif in die kerk. Eugene het soveel boeke geskryf, die Bybel, die Message. My pa het een preek gehad. Hy sien elke aand, hy onthou as klein seentjie, het sy pa in hulle kamer ingekom. En sy pa het, net voor hulle gaan slaap het sy pa in hulle oor gefluister die volgende 4 stellings. God loves you. God is on your side. God is coming after you. God is relentless. Hy sien elke keer wanneer hy 'n preek geluister het van sy pa of 'n boek gelees het hy hierdie gehoor, een preek. God loves you. God is on your side. God is coming after you. God is relentless. Dis Kersfees. Kersfees is Jesus. God loves you. God is on your side. God is relentless. Lukas 2 vers 11, waarmee ons hierdie byeenkoms vandag begin het. Hy sê vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. Vandag, hy sê hierdie vir skaapwagters in die middel van die nag, in die middel van die donkerste donker, vandag en lig begin deurbreek. Vandag in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En ons gaan teen die einde van hierdie diens vir hom dankie sê wat gekom het vir ons. En ek wil jou nooi, ons gaan staan en ons gaan ons selfone aanskakel. Ek gaan eers vir ons net bid. En ek wil jou nooi, ons gaan ons liggies aansit terwyl ons teen die einde hierdie lied gaan sing, Stille Nag. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U kan vier, dat U in ons wêreld ingekom het. Here, en ek bid dat ons mense sal wees wat U sal erken, wat na U toe sal wys. Here, en wat U sal vier, wat U sal erken en sal beleef, sal aanskou. Ons wil mense wees wat ontvang die lewe van Jesus.
Mag dit vir ons elkeen 'n geseënde dag wees. 'n Dag wat gevul is met liefde, vreugde, vrede, met U teenwoordigheid. U is die lig vir ons wêreld. Amen. Kom ons staan en jy is welkom om die liggie op jou selfoon aan te skakel. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, ligheid, die Vader se rug, word uit liefde aan mense geleid. Loof die hemelse Kind, loof die hemelse Kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvorst, ons gee acht op die lied van die engelenkoor. Herders heren die eerste gehoor. Juich die redder is daar. Juich die redder is daar. Stille nacht, heilige nacht, Jesus is voor iemand, voor die rijkmoed, die duisternis zorgt, tot een eeuwige blijdenis. Hier geboren voor ons, hier geboren voor ons, hier geboren voor ons. Geboren voor ons, Heer, geboren voor ons.